Streef jy ook daarna om 'n geesvervulde lewe te leef? Om iets te beleef van die Heilige Gees wat in en deur jou werk op 'n daaglikse basis. Dit is beslis moontlik, want ek en jy is reeds vrygemaak deur Jesus Christus. Die dag toe hy aan die kruis gesterf het vir ons sondes en opgestaan het uit die dood, is ons glad nie meer onder die wet nie. En het ons nou vryheid ontvang en kan ons heers oor die sonde in ons lewens. Die sonde en versoeking gaan nie noodwendig verdwyn nie, maar ek en jy hoef nie daarop voor te soog en onder dit te ly nie. Ons hoef nie noodwendig sonde te kies as ons baas in ons lewens nie. Ons hoef nie 'n baas te hê nie. Jesus Christus kan op die top bestuur van ons lewens wees. En dis die wonderlike nuus. En dis nodig vir my en jou om dan te verstaan wat ons moet doen om 'n geesvervulde lewe te leef in die alledaagse lewe. So dis belangrik om te kyk na Galasiërs 5. Galasiërs 5 vers 19. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Dit is belangrik dat ek en jy sal besef dat almal is maar net mense en iewers gaan een van die dinge wat jy verkeerd doen, een van jou sondige dinge in jou lewe val in een van hierdie kategorieë. Ongelukkig gaan 'n deel vorm van enige van hierdie sondige praktyke, want ons is maar net mense. En 'n mens doen altyd dit wat jy weet jy nie moet doen nie, en jy doen juist dit wat jy moet doen glad nie. So jy is eintlik dis half so 'n konstante stryd tussen die goed en die kwaad. Dis maar die menslike natuur teenoor die geestelike. Die vlees en die gees is nie altyd maklik om te veg nie, en mens moet dikwels elke dag weer opnuut die gees kies in jou lewe, sodat die vlees nie kan wen nie. Maar ons is ongelukkig mense in vlees, so ons neig daarna om altyd die vlees te kies. Nou wat belangrik is om te fokus op die vrugte van die gees, die elemente van die vrug van die gees. Ek gaan dit vir jou lees in Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. So dis vir my so belangrik dat jy vandag opnuut moet besef dat jy kan kies of die gees en of die vlees in jou gaan wen. Kom ons kies om eerder die vrugte van die gees uit te leef op 'n daaglikse basis. Hoe meer jy begin fokus op die gees, hoe meer geesvervuld gaan jy leef. En hoe minder ruimte is daar vir die sondige natuur in jou om te kan heers in jou lewe. Dit is moontlik en jy kan geesvervuld leef. Dis nie asof dit 'n magiese gebeurtenis is wat dan plaasvind nie. Dis letterlik net 'n dissipline, dis 'n ingesteldheid en is om te leef met 'n bewustheid. Om te sê, ek gaan elke liewe dag hierdie elemente van die vrugte van die gees uitleef. Ek gaan daarop fokus om geduld te kies eerder as woede of ongeduld. Om vriendelik te wees eerder as om rusie te skep, ensovoorts, ensovoorts. Mag jy geesvervuld leef elke liewe dag.